Holy Spirit, let it be true. That we are able to capture something about that for our life here on earth. For how we will stand amazed and in eternity still not have all the right words to declare your beauty, your splendor, the awesomeness of who you are. Thank you for that, Lord. I pray that you will open the eyes of our hearts through your Spirit to see that beauty and to live from that place of beauty into our circumstance, into our relations, into ourselves of who you have called us to be, Lord. We trust you that we will understand how to be captured by your beauty through whatever we go through. Let it be so in Jesus' name. And all say, en almal sê, Amen, Amen, Amen. Die Here is groot, die Here is goed, Amen. Amen. Waar is ons Sotho broers en ons Zulu broers? Wat sal Amen sê? Vandag Amen gesê word. Halleluja. Die Here gaan ons help. Amen. Daar gaan nie 'n stilte hoekie wees vir al die witjies en Amen in die hemel vir al die ander nie. Sê vir jou broer, Amen. Ja man, laat dit so wees. Laat dit nie so wees dat ek eer op my lippe, my opinie en alles wat ek wil sê, maar laat dit so wees dat ek eer op my lippe God se woord, eer die geleentheid wat ek het om met my lippe te bely en uit te spreek die lof van God. Halleluja, halleluja. My broer, my sis, ons praat oor seisoene. Ja, daar is seisoene wat ons deurgaan. En party van julle hou baie van die somer wanneer dit partykeer lekker warm kan wees. En party hou baie van die winter wanneer dit partykeer lekker koud kan wees. Nee. En party hou daarvan om te sien hoe vrek die plante in die herfs. En party hou daarvan om te sien wanneer die ou bloeiseltjies kom en ewe skielik klap die winter nog so 1 week. Psh, en daar is die goed kon. Ag nou ja toe. En partykeer verlang ons na die volgende seisoen. Maar hoe sal ek reageer in elke seisoen wat God vir my het? Want vandag is die lewe Christus. In die winter is die lewe Christus. In die somer is die lewe Christus. En is dit, ek moet in die winter net vashou in geloof, totdat dit somer is. Of die Here roep jou vir 'n winterseisoen. En ongelukkig, nou nie by ons nie, né? Maar ongelukkig is dit partykeer dat God 'n hele generasie in 'n winterseisoen roep. Partykeer is dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 generasies in 'n winterseisoen. Klomp generasies vir 400 jaar in Egipte in 'n winterseisoen. En dan 'n generasie in die woestynseisoen. En dan omdat pa en ma gemoun en gegroun het teenoor Moses en Moses wou fire en Joshua en Caleb wou stenig. Daarom is ons vir 40 jaar nog steeds in 'n winterseisoen, totdat pa en ma en oupa en ouma almal gesterf het in hierdie winterseisoen. Voordat ons oor die Jordaan in die somerseisoen gaan van Kanaan. Maar my vraag is, my broer en my sis, wat noem ek die goeie somerseisoen en wat noem ek die winterseisoen? Miskien dit wat ek sien as winterseisoen, dit is so is voor God 'n somerseisoen. Waar jy in hierdie omstandighede en al hierdie goed waardeur jy gaan, kies om getrou te bly. Deur alle wat ook al emosie, deur wat ook al se situasies wat ek beleef van seer of teleurstelling of wat ook al. En ek sê, Here, ten spyte van alles, ek is so lief vir U. Ek wil U eer. Ek wil hierdie geleentheid gebruik om net vir U te sê, U is my alles. En voor God in die hemel is dit 'n somerseisoen. Voor God is dit die aangename geur van Christus. Ek knip oog nie vir julle nie, hoor. Hier is net iets wat sê, hallo, hy is so 'n bietjie in 'n winterseisoen nie aan die een kant. My broer, my sis, so maklik kan ons dalk 'n winterseisoen ja sê, ek hoop vir die somer, maar voor God is daar 'n aangename geur. Is daar 'n aangename geur. Partykeer kom ons in 'n somerseisoen waar die Here so Israel geseën het en dan
Hulle teruggekeer na God toe, en dan in daai somerseisoen, dan hoeveel keer, dan gaan die hart weg van die Here af, en is ons nie noodwendig so voor die Here met gebed van ek vra, ek soek, ek klop, en voor God in die hemel is dit 'n winterseisoen van jou lewe. En moet God jou stuur en omstandighede in jou lewe bring om jou terug na die somerseisoen te bring. Hallo? So partykeer is dit winterseisoen voor God, want die harte is koud, die harte kan koud wees, die harte kan koud word, nie omdat ek kies dat my hart koud word nie, maar ek hoef nie so deur te druk, ek hoef nie so in geloof te staan, ek hoef nie so afhanklik te wees, ek hoef nie so voor die Here my lewe te bring, ek hoef nie so die goedjies uit te sorteer nie. En van my emosies, my eie sielsemosies, voel dit soos winter. Maar in my gees is daar 'n intimiteit met God. Ek en jy weet van, ek weet ons vat nie die positiewe seisoen van omstandighede. Ek weet nie, een van ons harte het al weggegaan dan of van die Here af nie. Nee, kom ons sê net so 'n bietjie ander plekke gekyk ook. Nie versoekings nie, net Partykeer kan ons in 'n rus ingaan, en die rus is waar ek nie regtig hoef te vra na die Here, wat ek nie regtig hoef te soek, wat ek nie regtig hoef te klop nie. Want ek voel, alles is klaar oopgemaak, gesoek, ek het klaar gevind, ek het gevra, en ek aan my is gegee. Maar my seisoen van waar ek glo, ek het gevra, aan my is gegee, en ek is in die somerseisoen, want aan my is gegee. Ek het gesoek, ek het gevind, en dit is somerseisoen. Ek het geklop, daar is vir my oopgemaak. Maar voor God, my broer, jy sal nie glo nie, maar baie keer aan hierdie kant van die deur, waar jy klop en vir jou sal oopgemaak word, staan Heilige Gees saam met jou hier, waar jy klop, en God leer jou hoe om te klop, God leer jou hoe om uit te roep na hom, God staan hier so in intimiteit, saam met jou, aan hierdie kant van die deur, en dis voor God, 'n somerseisoen, 'n fantastiese seisoen, wat sy kind uitreik na hom, wat sy kind saam met hom is, wat sy kind hom lief het, ten spyte van wat sy kind voor hom staan en leef, en die deur gaan oop en jy loop deur, maar dis nie, Jesus, kom asseblief. Kom in en ek sal u volg. Maar ek is so opgewonde dat die deur oopgegaan het, wat ek voor in geloof voor vertrou het, wat ek gebid het, wat ek gevra het, wat ek gesoek het, en Jesus het gesê, ek het gestaan op sy woord, hy wat vra, hy sal ontvang, hy wat soek sal vind, hy wat klop sal voor oopgemaak word, en dis wow. En ek gaan in, en ek gaan glo, Jesus gaan seker kom. Maar aan hierdie kant van die deur, het ek sy aangesig gesoek, het ek na sy raad gevra, het ek sy hart gesoek, het ek sy gehoor, ek het gefokus op hom, ek het my oor ingestel om sy hart te hoor. As ek aan hierdie kant dit alles net gedoen het om, sodat ek Kanaan kan kry, ek staan in geloof vir Kanaan, staan in geloof van Kanaan, onthou dit wat God gesê het vir Moses, dis reg, as jy my herinner aan my beloftes, ek gee jou my belofte, maar ek gaan nie saam nie. En God kan vir jou die deur oopmaak, my broer, my sis, en jy kan in seisoen gaan van jou Kanaan waar God nie is nie. En God, nie die duiwel nie, sal vir jou die beloftes gee, as jy aanhou, daar staan, maar die klop, aan die deur, dat die deur moet oopgaan, sodat ek 'n deurbraak het, wat ek in geloof staan, is so hard, ek klop so hard, ek hoor nie wat God vir my sê, hier in hierdie seisoen nie, waar ek by hom net moet sit, dalk, Here, ons vertrou vir die deur om oop te gaan, my hart is by die deur wat moet oopgaan, ek moet daai kant kom, maar wat as die Here in hierdie seisoen, saam met my wil sit? Nou ek voel net daai kant is sitkamer, net daai kant is die huis, hier is ons nie huis aan hierdie kant nie. Hallo. En die Here gaan maak, en jy staan eintlik in die huis, en jy klop, dat iemand vir die deur oopmaak vir jou, om eintlik uit te gaan, weg uit God se wil uit. So as ek klop, is daar 'n sekere logika. Almal sê vir jou buurman logika. Jy moet seker weet aan watter kant van die deur jy staan.
Hallo. En jy moet seker weet waarna toe wil jy gaan. Waarna toe is jy op pad. Want die duiwel kan die deure oopmaak. Die duiwel kan die deure oopmaak. Ja, en God kan sê, jy kan Kanaan vat, maar ek gaan nie saam nie. En toe sê Moses wat? Here, as jy nie saam gaan nie, dan vergeet ons van Kanaan, dan vergeet ons van die deurbraak, dan vergeet ons van wat ander kant daai deur is, dan bly ons hierdie kant van die deur, dan bly ons in hierdie seisoen. En dan is daai seisoen nie somer nie, maar 'n somerseisoen is om saam met U te wees. Somerseisoen is om daar te wees waar U is, Here. Want by U is my lewe, by U in U teenwoordigheid is my woning. Dit is die ewige lewe. Hallo, ek vra jou om te gaan definieer, wat is volgens jou somerseisoen, jou herfs, jou lente, jou winter? En gaan kyk wat God in jou wil doen. Hierdie vers, kom ons kyk gou. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word, maar die bid. In baie vertalings is dit die vraag. Ask and it will be given. Bid en julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop vir julle sal oopgemaak word. Die groot vraag is, waarvoor vra jy? Die skrif sê, julle bid, maar julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. Jy kan baie dinge vra in gebed, my broer, my sis, jy kan jou lewe, ek wil amper sê, vrekbid in die vlees. Jy kan jou lewe vrekbid in die vlees. Maar net as jy bid in die gees, gaan jy 30, 60, 100voudige oes ontvang, wat van die Here af is. Maar as jy aanhou vra, dit wat nie vir ons sy wil is nie, hoe meer jy vra buite sy wil, deur jou gebed leer jy hoe om sonder die gees te wandel. Leer jy hoe om sonder die gees te werk. Want jy hou aan, dis soos 'n kind, wat naderhand, wat noem ons dit, knek, wat is, ek weet nie wat is dit in Afrikaans nie, kerm of wat ook al. Maar hoe meer hy net op dit fokus, hoe meer is die fokus daar, nou raak die emosie sommer dit, nou raak die dit, dat, nou is die ontsteltenis daar, nou raak die persoonlikheid sommer, nou gaan ek niks verder doen nie, want ek hou aan vra en niks gebeur nie. Maar die vraag is, vra ek die regte dinge? Vra ek die regte dinge? Moses is 'n vriend van God, van aangesig tot aangesig, en hy vra nie die regte dinge nie. Hy vra vir Kanaan. Maar toe die Here sê, goed, ek gee vir jou dan wat jy vra. Toe sê Moses, okay, Here, maar nie sonder U nie. Prys God, want hy was 'n vriend van God, hy het die hart van God geken. Hy het die hart van God. En toe beroep hy hom op die hart van God en sê, Here, maar met alle respek gesê, ek soek nie wat U vir my wil gee, volgens wat ek gevra het nie. Antwoord U, en gee U vir my, maar ek soek dit nie, want ek ken die hart. En my hart wat roep tot U, sê ek wil nie iets hê sonder U hart nie, sonder U teenwoordigheid nie. Goeiemôre. Is julle nog hier? So ek vra my broer, my sis, dalk is jy in 'n seisoen, en dalk roep God jou in 'n seisoen om te vra, en jou lewe hier op aarde is om te vra, en die vraeseisoen is die res van jou lewe. En wanneer jy God se wil doen, en daar waar hy is, en jy saam met hom, en hy praat met jou, en jy praat met hom, en sy hart is by jou, en jou hart is by hom, en julle doen die lewe saam. Voor God en die hemel is dit die somerseisoen. Voor jou is dit wat? Wat van as jy net gaan vra? En jy gaan nie ontvang nie. Maar die volgende generasie, of die generasie na hom, of die generasie na hom, gaan ontvang. En vanuit die hemel gaan jy sien, wow, die loon vir jou arbeid. Vir wat 3 generasies verder, as 'n legacy van jou ontvang het, as 'n erflating van jou ontvang het. Want daai erflating, jy kan 10 biljoen los vir jou, 10 miljoen boller gaan nie werk nie, toe kom ons draai dollar. Dalk is dit dan boller, ja. Jy kan 10 biljoen dollar vir jou kind los, en dit kan binne 'n paar maande weg wees. Maar jy los daai gebed in die gees as goud, hy kan nie weg wees. Hy gaan nie leeg terugkeer tot God nie. It will accomplish what it was sent for you. Daai legacy, daai erflating is vas. Die duiwel kan hom nie steel nie.
As jy hom steel daar by jou kind, en wat hy nie reg, hy bly daar. Want ergens gaan daar 'n generasie wees, ergens gaan daar 'n kleinkind of 'n kleinkind se kleinkind wees, wat gaan voor God uitroep, en daai erflating gaan nog steeds in die bank wees. Niemand kan daai geld steel nie. Niemand kan daai gebed, niemand kan daai geloof, niemand kan daai woord wat jy gespreek het steel nie. Tensy jy dit nie gebank het nie, want jy het besluit, dis 'n winterseisoen en jy bid net dat die seisoen verander na die somerseisoen toe. En as jy nie daai somerseisoen volgens omstandighede kan kry, as jy nie dit kan kry waarvoor jy staan nie, en dit kan ontvang waarvoor jy bid nie, dan raak jy moedeloos en dan hou ons nou op bid. Want dit wat ek voor bid, moet ek kry. Niemand gaan so sê nie. Maar wat as jy moet bid, sodat 2 generasies verder dit kan kry? Wat as God oor 2 generasies die grootste herlewing op aarde, finale herlewing op aarde gaan bring, en jou kleinkind gaan nie in dit inbeweeg nie. Maar jy bid vir nou en jy raak moedeloos, want dit gebeur nie nou nie. As ek dit nie kan kry nou nie, kan niemand dit kry nie. Jy gaan nie so sê nie, maar jou gebedslewe gaan dit sê. Want ek is moedeloos van die somerseisoen kom nie. En ek bly net in hierdie winterseisoen. Maar intussen sit jy in 'n kwaliteit somerseisoen. En jy bang goud, en dit is 'n somer, want jy kry goud, hy val hom by die hemel, van die hemel, en jy sit hom in die bank. Jy vat hom van die hemel, jy sit hom in die bank met jou geloof, met wat jy spreek, met wat jy bid, met hoe jy jou lewe voor God bring, met hoe jy staan in die gees en sê, hierdie goed gaan nie werk in my lewe en in my generasie. Ek verslaan hierdie Goliat sodat my kinders nie 5 Goliats en sy kinders 55 Goliats en moet face nie. In my generasie verslaan ek hierdie Goliat. En as ek dan nou nie die land inneem, ander kant Goliat wat nou verslaan is, en ek moes nou net hier staan en daar val Goliat, en dis die einde van my lewe. Okay? My kind of sy kleinkind, of sy kind, gaan koning word. Maar die woord gaan vervul. Die woord gaan vervul word, maar die woord was van God. En as die woord van God is, en jy bid die woord van God, en jy vra die regte dinge volgens die woord van God, sal jy ontvang. Al ontvang jy deur die generasie, deur jou kind. Is nie die hart van 'n regte pa, dat as sy kind dit ontvang, dat hy soveel meer selfs kan juig. Hallo? Dit wat jy nie kon regkry nie, wat jou kind regkry. Hallo, goeiemôre. Is dit nie dat daar selfs 'n groter jubeling in jou kan wees nie? As jy die hart van 'n pa of 'n ma het, van 'n generasie, en daar's 'n nuwe generasie wat na jou kom. Maar jy kan dit verwoes, jy kan die blomme gaan vertrap, jy kan besluit, ek gooi nie nat nie, want daar is nie 'n somerseisoen nie, daar is nie blomme nie, daar is nie gras wat groei nie, ek hoef nie die gras te sny nie, ek hoef nie die boom te snoei nie, want al wat ek sien in my omstandighede is winter, en in die winter op hierdie manier, hoef ek nie die gras te sny nie, hoef ek nie te kyk vir al die vuil goed wat opkom nie, want hulle kom ons nie op nie. Sê my emosies, sê my eie kop se en sy omstandighede. So my broer, my sis, hoe interpreteer jy jou omstandighede? Vir die wat bid, of die wat vra, die wat bid, die wat vra in gebed, sal gegee word. Maar as jy die seisoen het van om op die berg te wees, en you're not going to the valley, maar ek praat van die valley of provision, nie noodwendig die valley of circumstance, of moeilikheid nie. Maar jou seisoen was dit, dan was dit. Moses se seisoen, come on man, hy maak een fout. Die ander ons, ek bedoel, Joshua en Caleb, hulle gaan in met hulle generasies, maar moenie vir my sê, hulle het nooit 'n bietjie gemou nie. Hallo. Maar hierdie man maak hierdie een fout, hy slaan die rots 2 keer, bom, daai, bom, 2de keer. Hy sal nie ingaan nie. Hy sal nie in Kanaan ingaan nie. Want 'n vriend van God het sy seisoen geleef. En Moses sien dit nie as 'n straf nie, my broer, my sis. Want to be with him, that's everything. To this man. As jy met my, mag dit my in jou lewe wees, dat ons kan voel. Maar dit is onregverdig, daai ou vrot in die wêreld en al sy vrot attitudes en sy dit en sy dat en sy dat, en kyk hoe gaan dit met sy omstandighede, kyk hoe voorspoedig is hy, kyk hoe gaan dit goed, dit is alright, maar dit is as jou somerseisoen 'n verkeerde definisie het, want dan bid jy vir daai pie in the sky somerseisoen in jou lewe, waste your life in prayer, to pray for that thing. Mag ek en jy weet,
hoe om hierdie te bid. Vers 8 sê, want elkeen wat bid, nou in die oorspronklik in die Amplify sê, en aanhou bid, those who pray and keep on praying, sal ontvang. Hy wat soek en aanhou soek, almal sê aanhou soek, sal vind. Vir hom wat klop sal oopgemaak word. Hy wat klop en aanhou klop sal voor oopgemaak het. Maar die vraag is vir my, wat bid jy? Wat soek jy? Waar klop jy? Kom ons sê, wat bid jy? Kom ons draai dit weer almal sê. Wat bid jy? Wat soek jy? Waar klop jy? Maar my boet my sis, die duiwel sal reageer op hierdie woord. Absoluut. Hy is so excited oor hierdie woord, as jy verkeerd bid, as jy iets verkeerd soek, as jy by die verkeerde deur klop, die hel en al die duiwels is so excited oor jou gebed, so excited oor wat jy soek, so excited daarby by die deur waar jy klop, because it's a setup from hell. En die kerk, die Gees, gaan leer. Dit gaan niet gebeur, want prys God al hoe meer in die eindtyd. Dit het begin, ja, met die uitstorting van die Heilige Gees, maar die profesie, in die laaste dae sal ek my Gees uitstort op alle vlees. Julle kinders sal profeteer, jong manne sal die visie sien, ou mense sal die regte volledige perspektief hê, hulle sal drome droom. Ja, dit gaan al hoe meer gebeur. In die wêreld gaan dit al hoe rower gaan en die gemors gaan al hoe meer uit die hel uit manifesteer, maar uit die hemel gaan daar 'n oop hemel wees oor die kerk, al hoe meer, deur die genade van God ten spyte van foute. But there will be a company, the church are the firstborn. And the church are the firstborn, wat Hebreërs 13 van praat, Hebreërs 12 van praat. Die kerk van die eersgeborenes, die gemeente van die eersgeborenes, sê die skrif. Wat praat? Dit praat van 'n volwasse, mature company of people from the church. 'n volwasse groep mense wat saam met Jesus in die eindtyd die nasies gaan skud. Saam met Jesus as medewerker van Christus. Medewerker, die skrif is ons medewerkers. Hallo? Is dit so? Nou as God sê, ek gaan die nasie skud, en jy is 'n medewerker, daar waar jy gaan, my broer, wanneer jy reg bid, you gonna cause a stir. Wanneer jy reg soek, gaan jy vind, en dit gaan daai plek skud. Wanneer jy klop, gaan die hemele oopgemaak word, oor daai plek. Want jy weet waarom te klop, jy weet hoe om te bid, jy weet wat om te soek. Want jy is daai volwassene in die kerk van God, wat in die volwasse een word 'n medewerker van Christus. Die ander gaan nie hel toe nie, maar is meer die spectators, wat saam gaan hemel toe, ja. Maar op aarde het hulle nie aangemeld as medewerker van Christus, want hulle het gevra net volgens hulle behoefte. Hulle het nie gevra, Here, hoe kan ons u eer in hierdie omstandighede? Here, hoe moet ek getrou wees in hierdie situasie? Hoe moet ek u verkondig in hierdie situasie? Hoe moet ek u lig laat skyn, die sout wees, die brief van Christus, aangename gees van Christus, die ambassadeur van Christus? Hoe moet ek dit wees in hierdie omstandighede? En dit is, ek het 'n geleentheid nou wat ek nooit in die hemel sal hê nie. Want ek hoef nie 'n ambassadeur teenoor iemand te wees nie. Ek hoef nie die sout te wees daar waar dit kan vrot raak in die hemel nie. Nee. Maar daar is 'n roeping nou. Daar is 'n roeping nou wat ek het. 'n Geleentheid. En dit is 'n somerseisoen wat ek met God het, wat ek in die hemel sal wens, ek het daai somerseisoen geëmbrace. Gaan nie veroordeel wees in die hemel nie. Niemand gaan my veroordeel nie. Gaan nie minderwaardig voel nie. Gaan die volheid van God beleef in en om my en met my. Maar as ek nou hierdie lewe wegwens en dank Here, dit is die einde van die dag, hierdie dag is verby. Okay? Maar dit wil jy bid, jo. Is dit wat jy vestig? Ek vestig dat ek net die dae verby moet kry. Maar môre is nie die lewe Christus nie. Môre is nie die lewe Christus. Die lewe is Christus as Christus vir my dit gegee het en dit gegee het en dat gegee het en dat gegee het. Dan is ek opgewonde, dan sê ek dankie. Maar
Is dit nie Jakobus 1 wat sê, ag, dit louter vreugde as julle in allerlei beproewinge, versoekinge en al hierdie goed val, omdat die lydsaamheid van die toets van jou geloof. Nou is dit geloof, ek moet geloof hê, maar dan is dit nie net ek moet geloof hê, ek staan in geloof nie. Dan kom die hemel en toets my geloof ook nog. Dit is al klaar erg dat ek net in geloof moet staan, nie in aanskouing nie, want in aanskouing het die goedjies nie verander nie. Aanskouing sê, dis nie somerseisoen nie, dis winter, en ek staan in geloof, en ek vertrou vir die somer, en die Here sê, geniet hierdie seisoen. En dis nie net, jy staan in geloof nie, ek gaan kom en jy geloof nog toets ook. En hoe moet jy voel in hierdie seisoen? Ag, dit louter vreugde. Almal sê, count it all joy. Want God is opgewonde in hy seisoen, oor hoe hy en jy gaan saamstaan, dat hy glo, jy gaan reageer, jy gaan hom eer, soos wat die ouens in die hemel hom nie kan eer nie. En dit is ten spyte van, nogtans, ek het u lief, nogtans, ek wil saam met u stap, nogtans, by u is die lewe, by u is die woorde van die lewe. Toe Jesus vir hulle sê, dankie dat julle saam met my is. Die ander het my verlaat, almal, dankie dat julle saam met my is, en ek waardeer dit, en kom ons stap die pad saam, al het die ander gegaan, kom ons stap die Hy het hulle geloof getoets, wat het hy gesê? Wil julle nie ook gaan nie? Julle ken hy deel, ne? Toe almal hulle rug gedraai en sê, hierdie woord is te rof, hierdie self-denial, hierdie self-opgee, dit is te rof. Solang die seisoen van miracles en genesings en al hierdie goed gebeur, yes, ons is hier, maar as dit 'n seisoen word, van die wat agter my aan wil gaan, moet homself verloon, sy kruis opneem, en ek hoor hierdie skrifte, dit is bietjie te rof, en hulle gaan. En Jesus kom, en die wat in geloof bly staan het, in getrouheid bly by hom, kom hy en hy toets die wat by hom bly, en hy vra, wil julle nie ook gaan nie? En Petrus sê, nee, Here, net u die woorde van die lewe. Hallo, en hulle gaan na 'n nuwe vlak toe. Hulle beweeg na 'n nuwe vlak toe saam met God. In daai somerseisoen van wat hy en hulle nou saam gaan doen, die lewe in hemel en op aarde, Jesus Christus, die lewe, die somerseisoen, permanente somerseisoen, saam met wie jy wandel. Ons is nog hier. Vra en vir jou sal gegee word. Maar ongelukkig weet die duiwel dit ook. So hy luister verseker na jou gebede. En kyk, hoe kan jy vra vir goed, wat hy kan organise om vir jou te gee, sodat die ding jou vernietig. Sodat die ding jou kan vernietig. En ons gaan nie altyd reg bid nie, my broer en my sis, maar ek kan in oprechtheid, ek kan nie altyd reg bid nie. En ek en jy gaan foute maak, né? Maar as ek ten minste met my hart in oprechtheid voor God kom, ken God my hart in daai manier. Want ek gaan nie perfekte mens wees met absolute perfekte gebede nie, nee. Dit beteken nie, ek moet nie leer hoe om te bid saam met die Gees nie, maar deur God se genade, soveel keer ken hy jou hart. As ons met mekaar, so net die feit dat jy om toe kom, en partykeer dan bid jy hierdie verkeerde ding, hierdie kind kom, hy is honger en hy kom vra vir roomys, jy lag vir jou kind, jy is lief vir hom, en jy gee vir hom boontjies en vleis en aardappels. So die feit dat hy gekom het, die feit dat hy gevra het jy as pa en ma in goedhartigheid, omdat jy nie 'n vrot pa en ma is nie, het jy vir jou kind gegee, want jy sien die kind is honger, maar hy kom vra, en sy vraag was nie altyd reg nie, sy vraag is nie op die oomblik reg nie, jy veroordeel hom nie, en sê, jy sal suffer, jy sal niks eet nie, jy sal vrek van die honger. Wat 'n pa of ma gaan dit doen? Nee, so ja, ons kom voor God, en ons vra nie altyd reg. Maar wanneer ek in oprechtheid voor God kom, en ek sê ek eer u bo als, en as hierdie dinge nie so uitwerk nie, nogtans sal ek in die Here jubel, die God van my heil. Habakuk 3, nee, kom net so hard, en nie, my loyaliteit tot u, my geloof, my uitreik tot u hang af van wat ek ontvang of nie ontvang nie. Ons sê dit nie,
Maar ongelukkig, in die verlede, nooit meer in die toekoms nie. Het het baie keer so gewerk, as die goedjies nie uitwerk soos wat ek vra nie, dan raak ek moedeloos, en ek raak frustreerd, ek raak geïrriteerd, ek raak negatief dalk, maar dit gaan ons nou nie meer so wees nie, hallo. Dit gaan nie meer so wees nie in Jesus naam, want ons vra, Heilige Gees, ek weet nie wat om te bid nie, kom en help my, en dis hoekom baie keer ek sommer net in tale begin bid, want wanneer jy in tale bid, sê jy vir jou verstand, bly stil. Bly stil. Almal sê, bly stil. Okay. Ongelukkig het ons dit baie keer net gesê, dalk, nie min gesê, maar toch dalk gesê, wanneer ek geïrriteerd voel met iemand, of met dit, of met dat. Ja, mag ons weet hoe om stil te word voor die Here. Want jy is powerful, jy het geloof nodig om te wag op die Here. Nie net om uit te stap nie, jy het geloof nodig om te wag op die Here, jy het geloof nodig om stil te wees voor God. So partykeer is daai gebed, is daai vraag, begin met 'n stil word, begin met 'n wag op die Here. En partykeer is daai seisoen vir 'n hele generasie, vir 'n hele generasie, vir 'n hele generasie. En die geboorte gebeur met jou kind, of met jou kleinkind, die geboorte van hy herlewing, die geboorte van hy omstandighede en deurbrake gebeur met jou kleinkind, en nie met jou nie, maar mag jy getrou gevind word om daai baba te dra, dat jy staan in die gees. Paulus wat sê, ek is in barensnood, totdat Christus in julle gestalte kry. So, maar wat van as jy in barensnood is, en Christus kry gestalte in hierdie stad, of in hierdie land, of in jou besigheid, of in jou familie, kry Christus gestalte na jou dood. Gaan jy voor jou dood daai baba aborteer? Want jy is moedeloos, want niks verander nie. Jy besluit, dis net winterseisoen, en jy verstaan nie, en jy loop weg uit daai winterseisoen uit. Ek hoor 'n kraai, ek weet nie of julle ook een hoor nie. Maar mag die Here ons help. Daar is 'n kinderkamer ook, of 'n babakamer. En jy kan selfs my hoor daar. Ons het nou 'n TV daar gesit, vir as een van julle ook daar wil sit. Nie nou nie. Volgende keer. Goed, wat sê ons vir mekaar, Nico? Moenie so kyk vir die babakamer nie. Jy gaan net hier bly. Wat sê ons vir mekaar? My broer my sis, nee man, my nie so in die rede val nie. Wat wou ek sê, Brenda? Nigter weet. Dit wat ons bid, my broer, my sis, mag God jou help. Ja man, daar sê man, dit wat ons bid, daai Paulus bid, maar sy gebed gaan in 'n intersessie, en ja, ons het gepraat daarvan in die sel, die woensdag, gaan in 'n intersessie, en hy sê in hierdie gefokuste intersessie, hy sê, ek is in barensnood, en hy sê nie, oor 'n halfuur is ek nie meer in barensnood nie, sy lewe, sy verwagting, sy geloof, dit waarop hy staan, is dat Christus in julle gevorm word, sê hy vir die gemeente, en dis hoe my lewe gefokus is, nie op myself nie, maar op julle en hoe Christus, my vervulling is hoe Christus in julle manifesteer. Kom ons vertrou die Here dat ons sal bid, en wat ons bid, dat ons dit by God hoor, en daardie onverganklike saad van die woord wat in my geplant word, met gebed nurture ek, met geloof nurture ek, en dit word groot in my. Dit gee geboorte deur my lewe, in die nasies, of in die stad, of in die besigheid, of in die generasies, of in my familie, of in my vriende, daar wil God my plaas, daar wil God my instuur. Honor the incorruptible seed in you. Maar as jy nie die onvergelykbare, ja, en onverganklike saad in jou het nie, wat bid jy? Want wat jy bid is dit wat klaar in jou is, wat moet groei. Wat moet groei. Die saad van die woord, die beloftes van God is klaar in Caleb, klaar in Josua, toe hulle oor die Jordaan gaan. Toe hulle oor die Jordaan gaan. En toe hulle oor die Jordaan gaan en die reëse sien, toe groei die saad net. Toe groei die saad net. En toe hulle terugkom, toe groei die saad verder, en dit kom op die mond en sê, die Here gaan sekerlik hierdie land vir ons gee, want dit was sy belofte gewees. En sekerlik is die reëse ons kos. Ons sal hierdie land sekerlik
oorweldig en in besit neem. Is ons nog hier? Mag God jou help, my broer, my sis. Dit wat jy, die tweede en dit wat jy soek, hoe sê ons altyd? Don't seek the trouble, seek the kingdom. Moenie die moeilikheid soek nie, soek die koninkryk. Volgende keer as jou man met jou praat, dan sê hy, soek die koninkryk, nie die moeilikheid. Net vir party. Alright, so wat wil ek sê? Waarna soek jy? My broer, my sis, as jy nie weet waarna jy soek nie, hoe in die lewe, wat soek jy? Die wat soek sal vind, maar jy beter seker maak dat jy nie jou lewe opmors en net 'n waste of a time on earth, want jy weet nie waarna jy soek nie. As jy nie weet waarna jy soek nie, vra vir jou buurman, waarna soek jy? Okay? So as jy nie weet waarna jy soek nie, dan behoort jy dit te vind. Dit wat net alles die mekaar is. Jy weet nie waarna jy soek nie, wat jy gaan vind is ook nie, jy weet nie wat jy het jy nou gevind nie. Jy het ook weet nou nie wat jy gevind het nie. Maar soek jy koninkryk. Kyk na die omstandighede. Ja, jy het nodig, jy moet eet. Kyk na die mossies. Kyk na die vel, kyk na die lelies. Kyk. Wanneer jy moet soek en vra, wanneer jy moet soek om te vind, kyk op die regte manier. En God sê in die bergpredikasie, né? Sermon on the Mount, kyk na die lelies, kyk na die mossies, kyk na die veld, kyk na die gras. Hoeveel te meer julle klein gelowiges. En dan sê hy net daarna, maar soek die koninkryk. Sit die fokus op wat ek wil hê. Sit die fokus op my gesag. Sit die fokus op die koning waar hy regeer. En hoe wil God regeer in jou omstandighede? Nie hoe moet jy jou omstandighede verander nie. Hoe moet jou gebed jou omstandighede verander? Hoe moet jou geloof jou omstandighede in lyn kry met wat jy bid? Maar soek eers die koninkryk. Wat sê die koning in jou omstandighede? Wat sê die koning in daai verhoudinge? Wat sê die koning oor jou frustrasie? Wat sê die koning waar jou frustrasie die haan op die mishoop is? Of hoe jy die dinge sien? Hoe ouens kan, ek het studente gesien, selfs leiers, wat ons stap ons 'n pad met mekaar. Die res van die gemeente is almal heilig, dit weet ek. Maar met die studente, weet hy kan fokus wanneer dit baie ander goed is, maar laat jy nou die woord bring. Dan is hy op 37 plekke. Dan is dit iets anderste. En ouens wat inkom, weet jy, wat vir my amazing was, hoe die woord van God, daai ou kan al die eksamens skryf, en hy gaan almal deur, maar die woordeksamen, hy kry hom nie geswat nie. En meeste van die kere dan, wanneer daar duiwels uitgedryf word, wanneer daar bevryding is, dan kan hy die woord swat. Ek was verbaas, ek praat van die in praktyk wat gebeur het in hierdie 30 jaar, hoeveel keer. En wanneer ou daai deur bevryding gegaan het, ewe skielik kan hy fokus met die woord, ewe skielik kan hy die woord onthou, ewe skielik, that's amazing, hè? Ek vra net, it's amazing. So hoeveel te meer as die Heilige Gees volgens die Nuwe Testament verbond, sy woord, die Vader se wette, sy woord in my hart skrywe en in my gemoed skrywe, dis wat God beloof het. Kyk na sy beloftes en bid volgens sy beloftes. Maar bid ten minste met dit wat fondasie is. As God sê, ek het 'n nuwe verbond met jou, ek het 'n pad wat ek met jou stap, ek het 'n ooreenkoms. Ek het 'n ooreenkoms met jou, en in hierdie ooreenkoms, die eerste ding wat hy sê is, die Heilige Gees sal in jou hart skrywe en in jou gemoed skrywe, my woord. So wat is die eerste ding wat jy vra? Heilige Gees, doen dit. Net klik en spooky, spiritual, en nou gaan dit net gebeur. Jy gaan sit met die woord. Hallo? En jy gee vir hom die pen, die Heilige Gees. En dat hy kan begin skryf. Dit wat jy sien deur jou siel gaan, via jou siel, wat jy sien, want God het vir jou die liggaam gegee met oë, dat jou siel dit interpreteer, maar jy bypass jou siel, you will not honor your soul more. You will not honor your personality and what you go through more than what you will honor God. En sê, in die dieptes van my hart, daar, die dieptes van wie ek regtig is, wat ek nie is daai dieptes ken van wie ek is nie, kom en skryf in daardie diepte van my lewe, Heilige Gees.
Daai diepte wat ek nie eens ken nie. Deursoek my, ken my hart, kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg, né? Psalm 139. So God ken die dieptes en hy het 'n begeerte om in daai mooi deel, die diepste deel waar jy wedergebore is, in daai mooi deel wat in jou vandag hier is, wat hier sit, in daai plek wil God skryf. Daai plek wil God skryf. Maak die woord oop en gee die Heilige Gees die pen met gebed. Asseblief Here, kom skryf U hier diep binne. Kom skryf U hier diep binne. Daai dele, daai kosbare dele, daai gouddele in my hart, wat ek nie eens van weet, wat ek nie eens ken nie, en die ou vyand moet seker maak, jy sien nie daai kwaliteit wat in jou is, en jy sien nie die volheid van God wat in jou gees woon, jy sien nie hoe Heilige Gees in sensitiwiteit en in mooiheid en in skoonheid in jou gees getuig oor die lewe nie. Eerste dag wat dit gebeur het was, toe hy geroep het Abba, en jy besef het, ek is 'n kind van God. Was dit nie mooi vir jou gewees nie? Was dit nie kosbaar nie? En party was dit selfs trane, was dit nie amazing, toe jy besef God se liefde, God se genade oor jou lewe? Daai oomblik, was dit 5 sekondes, was dit 'n minuut, was dit wat? Dit was mooi, dit was mooi. Maar op daai mooi wou God gebou het, en het God baie keer in ons al klaar gebou, maar wil hy môre verder bou. That people can see, where's the life that is beautiful? Die lewe wat in my is, wat net deur genade, deur ingeskryf is met wie ek in die absolute ooreenkoms is van my lewe, en daai ooreenkoms word genoem verbond. 'n Bloedverbond, wat beteken, dit kan nie weggevat word. Daar is nie 'n sterker verbond as die bloedverbond. Dis hoekom selfs die sataniste en die ouens wat voorvadergeeste en al die goede wil oproep, die bloed moet vloei. Want die vyand weet, die copycat weet, daar is net 'n gesag in die vals R10, daar is nie 'n gesag in die vals R11 nie. Want daar is nie 'n R11 nie. Hallo, mag die Here ons help. Amen. So my broer, my sis, wat soek jy? Wat soek jy? Wat soek jy? Want verseker sal die duiwel seker maak jy vind. Jy vind. Jy soek nie dat hierdie frustrasie sal verdwyn en die frustrasie word meer. Want wat jy vra is nie volgens die gees nie. En die duiwel reageer op jou gebed. En hy mag gesag hê, wanneer jy van die gesag gee, ook veral deur die woord. Die letter van die woord maak dood. So, asseblief, al die duiwels gaan sê, asseblief, gaan lees julle Bybels. Maar net nie saam met die gees nie. Want dit gee vir ons die grootste gesag. Die grootste gesag. Grootste distraction was in die naam of the name of religion, in die naam van godsdienst in die nasies. Miljoene wat dood is in die naam van godsdienst. Selfs Islam. Kind word groot, as jy jouself gee, en jy skiet jouself op, saam met waar ou mense, kleintjies, babas, waar ook al is, jy het 'n ereplek in die hemel. Dis net godsdienst wat ouens so kan mislei. Selfs die prostituut, die ou wat ook al doen, die ou wat steel word nie so mislei, soos daai ene nie. Wat in daai godsdienst is, dat as ek myself opblaas, het ek 'n ereplek in die hemel. Dis dangerous om in godsdienst betrokke te raak. So mag jy verstaan van hierdie kant af, om hier oor te kom oor hierdie godsdienstigheid. Ek gaan nie hier oor saam, as ek die gees nie saam met my gaan nie. Jy vat nie in die swaard, en dis die swaard van die gees. Dis nie jou swaard nie. Wapenrusting van God wat jy aantrek, nie jou wapenrusting. Jy hanteer sy wapenrusting met respek. Hallo? As jy iemand se klere aantrek, maar dit is die klere van daai persoon. Hoopelik gaan jy dit met respek hanteer, net as jy respek het vir die persoon. As jy respek het vir God, gaan jy sy wapenrusting reg hanteer. En gaan jy nie aan hierdie woord vat, sommer argeloos nie, en die swaard sommer hier rond swaai oral waar jy loop, en dit ook al roekeloos gebruik nie. Hy is skerper as 'n tweesnydende swaard. Die skerpste snykant in jou lewe, wat jy kan gebruik is die woord, En daarom as die vyand dit kan saam met jou vat, en jy vat aan die woord, maar jy vat aan die swaard, en die vyand kan saam met jou vat, in plaas van die gees.
Onthou julle ons het hierdie illustrasie hoeveel keer gemaak, né? Wie onthou daai illustrasie? Baie dankie. Kom gewys so. Ja, jy. Ons dan hierbo, nou vat jy hierdie woord. Jy wys hom met die een hand daar na hulle toe. Daar sê. Hoe ook al. En wat jy doen, en so kan jy, maar hierdie ding gaan mense vernietig. Dit gaan mense vernietig. Maar jy vat nie aan hy woord as die Heilige Gees nie saam, want hy is die swaard van die Gees. Die Heilige Gees help my om saam met u te vat. So vat ek aan die woord van God, saam met die Gees van God. Dankie. Amen. Jy vat nie aan hierdie woord, as jy nie sê, Heilige Gees, ek wil nie vat nie, as u nie saam met my vat nie. Want ek vrees hierdie woord meer as iets anders, want hemel en aarde gaan verbygaan, maar nie daai woord nie. Hemel en aarde gaan geskit word, maar dit gaan bly staan. Ek kan nie aan dit vat sonder u Gees nie. Asseblief gaan bid dit. Asseblief, vat dit, sê dit wanneer jy 'n woord hoor soos nou, wanneer jy 'n worship song luister, wanneer jy gedagte dink oor die woord, sê, Heilige Gees, ek wil nie net dink aan die woord en redeneer oor die woord, as u nie saam in die gesprek is nie. Want ek gaan baie stupid idees van die woord kry, as dit nie saam met u is nie, want net u kan dit verduidelik. Want die skrif sê, die natuurlike mens neem nie die dinge, nie die sondige, helse lewe nie, die natuurlike, die gewone, die natuurlike, wat baie onskuldig lyk, die natuurlike mens neem die dinge van God nie aan nie. So jy is net onskuldig besig om te redeneer oor die woord, of saam met iemand te redeneer oor die woord. Vra, Heilige Gees lei ons, en al is dit soos ons sit en ons praat oor die woord, ek wonder by dit en sê, al sê, Heilige Gees, lei ons asseblief, hoe om hierdie ding te interpreteer. Jy weet, en as jy so in die gesprek, met respek, maar jy sê dit net. Of in jou hart sê jy dit net. Here, help my. Hou my woorde terug, sit 'n wag voor my mond, tensy u my die vrymoedigheid gee. You give me the release. Wat sê ek so in die Engels vanmôre? Wat is release? You give me, u gee vir my die toestemming, amper soos die toestemming om te praat. Anders praat ek nie. Mag die Here jou help, want dan het jy respek vir die woord, my broer, my sis, en dan verstaan jy, wanneer die woord in jou is. Ek vra, wanneer is dit plantseisoen? Noem ons dit in die winter, of noem ons dit gewoonlik in die somer? Vir meeste goedjies is dit maar in die somer of in die lente. Weet jy, wanneer is plantseisoen in jou lewe, my broer, my sis? Elke sekonde van die dag hier op aarde. Voor God is dit lente en somerseisoen. Hy soek vrug 24/7. Die bome daar voor die troon van God met die rivier. Alle seisoene, daar's vrug. Daar's vrug. Vrug van die Gees is nie in die somerseisoen. In die winterseisoen het die vrug gevrek. Sê vir jou buurman, vrug mag nie vrek. Okay? So daar's nie 'n vrek nie. Die vrug van die Gees, 24/7. Hallo my broer, my sis. So elke oomblik, as ek veronderstel om vrug te gee, elke oomblik moet ek 'n goed besproeide tuin kan wees, elke oomblik, maar dit hang af net van jou definisie van wat is winterseisoen, wat is somerseisoen. Siel kan vasgevat word, siel kan in 'n tronkseisoen voel, jy weet, jou emosie kan voel, jy is in 'n tronk, maar dit is God wat jou arresteer en daai dinge in 'n tronk sit, sodat jy kan wakker wees oor wat moet jy van die hemel ontvang. So God, daai word gearresteer, neem elke gedagte gevange, sit hom in die tronk, tot gehoorsaamheid aan Christus, sê die skrif, né? Ons wapens. 2 Korintiërs, is julle met my? Ag nee, julle is nog hier. Tyd moet julle nie vang nie. Daar sê, die woord vang julle, amen. Vir elkeen wat klop sal oopgemaak word, dit sal gebeur, klaar. Dit is 'n baie risky stelling, want toe God het gesê het, het hy 'n beginsel neergelê, wat gaan geld vir alle geeste in jou. Dit gaan geld vir alle geeste en vir jou. Dit gaan geld vir die Heilige Gees, maar omdat God het gesê het, mag die duiwel dit ook gebruik. Die duiwel kan nie net iets sê en dit gebeur nie, hy kan net probeer om dit te herhaal sonder die Gees. So hy gaan die skrif aanhaal sonder die Gees, duidelik, wanneer hy vir Jesus versoek, na 40 dae, sonder kos en water in die woestyn. Gaan hy die woord aanhaal, want dit is die beste manier.
die beste manier. Mag die Here jou help, mag die Here my help. Amen. Dat ons nie die woord aanhaal sonder die Gees nie, want dan sit ek en die duiwel wat saam praat. En die versoeking, daar stel in my gemoed. Alright, die volgende een. Ons gaan maar kyk hoe ons die dinge doen. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles. Almal sê altyd. Kom ons probeer dit reg sê. Altyd. Nou, kom ons sê gewoon. Altyd. Jy weet, soos wat jy ou sê, daai ou gee van altyd vir my net moeilikheid. Miskien, wanneer ek in alles dankbaar sal wees, soos wat God sê, altyd moet ek vir alles dankbaar wees. Dan gaan daai ou op om vir my moeilikheid te gee. Wanneer hier so iets verander. Is ons met my. Dalk moet die kerk in Suid-Afrika dankbaar wees altyd vir alles. Dankie Here dat hy ook korrup is. Nee, nie dit nie. Dankie Here dat hier soos 'n geleentheid. Hier soos korrupsie, maar hier is 'n geleentheid vir die kerk om op te staan en te sê, wat is die wysheid van God? Wat is die antwoord van God? Dankie Here, hier is 'n geleentheid, daar is 'n hongersnood, maar as die kerk sal opstaan in die paleis van die goddelose, sal hy die ekonomie van die land verander en daar sal kos wees vir die volk van God en al die Egiptenaars. Ons noem daai man Josef. En hy gaan deur die wonderlikste seisoene van gooi in die put deur die broers en kom daar so as 'n slaaf en vals beskuldig en word in die tronk gegooi en hy is getrou en die ou wat nou lekker terug in die paleis is vergeet van hom vir 2 jaar. Toe die koning 'n vrot droom kry. Liewe land, nou nie vrot droom nie, ekskuus. 'n droom wat hulle nie kan interpreteer nie. Toe sê ja. Josef het gesê ek moet hom onthou. Ek is eintlik net hier as gevolg van sy interpretasie en saam met sy interpretasie van die droom. Ja. En dan kom hy uit. En hier loop hy verby hierdie ou, wat 2 jaar gelede moes onthou het. Weet jy, onthou jy my? Hallo? Ek gaan dalk vir hom so 'n ou kykie gee. Jy weet of, nee, net so iets. Ja, en nou? Nou onthou jy my. Nou dat jy my nodig het. Nou dat die koning my nodig het. Nou onthou jy my. Julle al so beleef? Hy ou, dit gaan lekker met hom, maar net wanneer hy jou nodig het. Hallo my broer. Jy weet, het julle al met julle kinders het gesien? Ek het met my kinders gesien. Ek is trots op Jaden, hy preek vandag, sy eerste preek vir 'n hele diens daar in Madagaskar. Die laaste Sondag hier voordat hy Saterdag terugkom. Nee, die Here, hy vang ons met 'n slapriem, né? Hallo. As jy skrif vir dit nie, wat ek van weet nie. Maar alright. Jolien, daar is so skrif, né? Ja, daar sê. Goed. Wat sê ons van mekaar? Nee, magties, waar was ek nou weer gewees? Christie. My wat? Alright, dit klink of julle in tale praat. Maar in elk geval, bottom line. Kom ons sê net so. In alles, my broer, in alles. So as jy hierdie bruggie van dankbaarheid, ons daaroor ook gepraat hierdie week, dankbaarheid in alles, dis waar jy besluit, ek kies die somerseisoen. Ek kies dit waar ek nou staan, het ek baie om voor dankbaar te wees. Gaan begin neerskryf. Hallo. En die kwaliteit van die dankbaarheidssinne kan dalk selfs meer wees die dag wanneer jy net sê, weet jy, het hierdie ding ontvang en ons sê in geloof dankbaar vir die pad wat begin gebou word, daar is nog 'n handtekening, daar is nog 'n goedkeuring wat nodig is, ek het vir die ou sê, julle kan begin, hier is nie konfidensieel nie, maar julle moet bid, dat al die goedjies in plek, vir ons glo, volgens al die feite, vir ons alles gaan dit in plek val, maar die ding wat ons opgestel het, is na goedkeuring van Sanderal vir hierdie ding en daai ding, dan kan julle begin. Net sê julle gaan begin. Ek sê, maar dit staan nie so, wat ons teken, dat ons sê, julle kan begin, na al die toestemmings daar is. So ja, maar ons vertrou, dat al die toestemmings gaan ons daar wees, né?
Hulle het hom gegroei, ek getuig sommer daarvan, hulle het hom gegroei, dit was die 1.5, ons het 1 miljoen, prys die Here wat die Here voorsien het, met iemand wat nie eens in die gemeente is nie, en ons kan 500 afbetaal, oor 'n 2 jaar periode, 500.000, hier praat hulle nie, berekeningsfout, 1.8 miljoen, en verlede naweek, en die maandag het ons meeting, en nee, hierdie maandag het nou verby is, en dit is, toe nou nie 2.1, dit is 2.1 miljoen. OK. En toe 'n dagwoord, jy beter jou dagwoorde skryf. Here nou by, doen die kursus, kry daai swart boekie wat daar so in 'n waantjie lê daar ergens. Kry vir jou een van daai boeke. En een van die leiers het 'n dagwoord wat sê nie meer as 1.7 miljoen. Sy weet nie wat dit beteken nie, sê waaroor gaan nie, sy stuur dit vir van die leiers en die leiers stuur dit op die kernleiersgroep op die dag wat ons moet besluit. Gaan ons gaan vir hierdie wat jy ons teken in die kontrak sê 1 miljoen en die verdere onkostes kan julle afbetaal. Maar verdere onkostes kan gaan tot waar skyrocket. Ek sê maar ons het sê 1.5 miljoen en dat ons dit so teken. En dan kan nie dit links regsom maandag toe se 2.1. Kom hierdie woord en afspraak oor 2 dae, duidelike kommunikasie en al die goed. En dit is 'n woord wat in Desember geskryf is, wat jy nie 'n cooking clue het, wat ek nie weet of sy gedink het, sy gaan 'n huis koop vir 1.7 miljoen nie. Hallo, maar sy voel so om dit te gee vir die leiers, en ewe skielik, hierso is die woord, en ons besluit op grond van dit nie. En my dagwoord vir Dinsdag praat van die 200, dis net 200.000 meer, 1.5 miljoen, alright. Hoogstens 1.7 miljoen. Woensdag dringende afspraak, die goeder is al hier, hulle begin al daar te kere gaan, hulle staan ouens hier so by die hek wat wil begin bou, en ek sê wel, ek weet nie, maar ons het nie geteken nie. En so Woensdag, en ek gee die brief, dis wat ons kan teken, hoogstens 1.7. En hulle sê, maar dis eintlik nie 2.1 nie, is eintlik 2.5 miljoen. So kom ons gaan sommer nog 'n ou 1 miljoentjie op van so 'n paar maande gelede, van 1.5. Langs door die kort, donderdagmiddag, ons sal bou vir 1.7 miljoen. En die ou kom af, 800.000. Ja, prys die Here. Want saam met wet op 2.5 miljoen wil ek nie eens weet hoeveel is hy dan nie. Maar saam met wet wat ons gesê het, saam met wet en als 1.7 miljoen op die meeste. So, daar is nou nog 'n handtekeningkie van Sanron nodig, maar hulle het gesê, hulle begin bou op die nuwe koördinate, wat ons daar ingenieurs blou gebel het hierdie week. En so vertrou saam dat hierdie laaste prosesse mooi gaan loop. Amen. En dat hierdie God se voorsiening is met hierdie 1 miljoen minder. Prys die Here. Die Here is net groot. Halleluja. My broer, my sis, ja. Halleluja. Terwyl julle God die Vader vir altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Murmureer. En dis 'n oordeel en 'n vloek wat oor jou kom. Ek kan sê ek deel my hart, maar aan die einde van die dag maak seker dat jy met die waarheid eindig. Dit gaan rof. Dit gaan dit. Hoe gaan dit by jou? Nee, goed. Nee, dit gaan goed. Ja, maar as jy nou eerlik is, weet jy, as ek die waarheid praat, gaan dit goed. As ek eerlik is, hier is ons paar uitdagings. Ek is frustreerd, ek wil daai ou vermoor. Hierdie ding werk nie uit, die finansies werk nie, die omstandighede. Dis die feite. Maar wat die waarheid aanbetref, dit gaan goed, baie dankie. Want God is goed, en God is in my lewe, en dan gaan dit goed. Want wat God doen is goed, en wat God verder in my doen is baie goed. So ek eer dit, en daarom kan ek dankbaar wees. Want die God wat genoem word goed, wat goedheid is die vrug van wie hy is sy karakter, is in jou lewe, om jou lewe, by jou lewe, hou jou vas. Daarom gaan dit goed met jou. Amen. Volgens waarheid, wat jou vry maak. Volgende ene. Alright, ek dink daar is net 4 of 5, julle skryf het ons alles neer. Efesiërs 6:18, terwyl julle met almal sê alle gebed en smeking, by elke geleentheid, daartoe waak met alle vooral volharding vir al die heiliges. Wat se seisoen klink dit vir julle om te bid? Dit wil my voorkom asof dit altyd is. Alle gebed, so dis 'n gebed van en smeking, daar's dankbaarheid, daar's intersessie, daar staan in geloof, jy gaan aan met dit wat God vir jou het. Alle, so daar's tipe gebede. Alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en jy is daartoe waak met
alle volharding, want jy gaan nie noodwendig volhard nie. Jy moet georder word deur die Here om te volhard. Dit gaan nie net gebeur nie. Gaan nie gebeur nie. Met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Jy beter nie bid net vir jouself nie. Toe Job vir sy vriende bid, toe verander sy lot. Sê die skrif. Wat sê ek vir jou, my broer, my sis, mag die Here jou help hierdie, want dit is die laaste sinnetjie na die hele wapenrusting verduidelik het. Bly, julle moet staan en bly, julle sal staan teen die vyand, julle sal staan teen die bose gees in die lig, julle stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose gees, die owerhede, wat die hemele wil regeer oor jou lewe, oor jou land, oor jou stad, oor jou werk. Maar in allei, staan, volhard, trek die wapenrusting aan. En terwyl jy die wapenrusting, terwyl jy die stryd het met watter helse magte ook, terwyl jy deur al die goed gaan. Die enigste terwyl wat gebeur is, gebed. Nie vir jou situasie net nie, maar vir al die heiliges. So jy beter vir boeties en sissies bid. Vir wie bid jy gereeld hier so in die gemeente? Behalwe net vir die pastoor om kort te preek. Jy weet, daar is dalk nog 'n ander gebed ook, wat hy ook kan bid. Want hy is nie in werk, lyk my nie. Dis nie wanneer jy vir die ander heiliges bid, miskien gaan die preek korter word. Nou gaan julle bid vir mense. Nee, is julle met my? Vra vir jou buurman, is jy hier? Wow, ons moes nou regtig al gestop het. Alright, laaste 2. Kom ons gaan vir die volgende een. Verkondig die woord, hou aan, die pragtige woordjie. Tydig en ontydig. Weerlê, bestraf. Jy mag nie bestraf nie, net bemoedig. Vermaan in alle langmoedigheid en lering. So, waar die bestraffing en die weerlegging en die vermaaning verkeerd gebeur, as dit nie in langmoedigheid is nie. Been there, done that, got a t-shirt, Here vergewe my, klaar gebid, vir al my kinders ook en so aan, nee, wat het gebeur. Wat sal ek julle sê, tydig en ontydig, wat is jou seisoen? Wanneer is dit jou saai seisoen daar buite? Wanneer is dit gebed, die seisoen vir gebed, al die pad? Seisoen vir die verkondiging van die woord, wat uit jou lewe, jy's 'n saaier, waar jy gaan, die seisoen vir saai is elke oomblik, is tydig en ontydig. Wanneer jy dink, dis nie nou die tyd vir saai nie, sê die woord, nou is dit die tyd. Wanneer jy dink, is nie die tyd nie, wie onthou net, daar is ook die tyd, om die woord te saai, om die woord te verkondig. Mag ek en jy so vol wees van die woord. Hy profeet sê vir Job, hy hou terug, al die hoofstukke, hy hou terug, en op 'n stadium sê hy, ek is nou so vol woorde, ek is so vol van woorde, I'm so full of words. Hallo, Jeremia sê, it's like fire shut up in my bones. Mag ons op die plek kom, in Jesus naam. Here God, ons gee al die eer, lof en aanbidding. Vader, vergewe ons, waar ons seisoene baie keer verkeerd verstaan het. Ons gaan nie meer mislei word, dat omstandighede vir ons sê, wat se seisoen ons in is, Here. Maar help ons om te bepaal deur U Gees, hoe die seisoene in ons lewens werk. Wat U wil doen in die winterseisoen. Wat wil U doen in die woestynseisoen? Hoeveel enorme wonderwerke wat uit die hemel sal val en uit die rots sal kom in die tyd van die woestyn. Here, maar ook in die tyd van Kanaan, waar ons die land moet bewerk en van die land eet, en nie van dit wat bonatuurlik uit die hemel uitval nie. Ek bid dat elke man en vrou sal verstaan hoe om hulle seisoen te interpreteer, saam met die Heilige Gees. Dankie, Here. Leer ons 'n lewe van dankbaarheid, asseblief, Here, dat ons dit sal verstaan. Ons vra dit in Jesus naam, en daardie naam alleen. En almal sê, Amen, amen, laat dit so wees.